tyd, God van die eeue, God voor die tyd. Ons is 'n asem, U is vir ewig, U wat ons liefhet, altyd getrou. Heilig, heilig, Heer God almagtig, waardig is die Lam wat regeer, al die lof, aanbidding en ere, kom U toe, o Heer, kom U toe, o Heer. Ons is gebroken, U die geneeser, Jesus verlosser, redder en vriend. Ons vra die vrae, U is die antwoord. Ons die verdwaaldes, U is die weg. Heilig, heilig, Heer God almagtig, waardig is die Lam wat regeer, al die lof, aanbidding en ere, kom U toe, o Heer, kom U toe, o Heer. Heilig, heilig, Heer God almagtig, waardig is die Lam wat regeer, al die lof, aanbidding en ere, kom U toe, o Heer, kom U toe, o Heer. Goeiemôre gemeente. Dit is my regtig weer eens 'n groot voorreg en eer om vanoggend vir julle as gemeente woorde van God te kan bring. Dit is regtig altyd vir my lekker om hier te kan preek, en daarom wil ek ook vir die kerkraad en vir Dominee Leon in die besonder ook baie dankie sê dat ek ook hierdie geleentheid kan hê om die woord van God hier vir julle te kan bring. Ek graag vra dat ons net vir 'n oombliekie sal stil word voor die Here. D.L. Moody het eenmaal gesê, kom nader aan Christus en jy sal nooit wil teruggaan na die wêreld nie. Mense mag jou smal noem, maar God gebruik 'n eng man en 'n eng vrou. Amen. Liewe gemeente, ontvang vanoggend die seën van ons Here Jesus Christus, waar hy vir elkeen van julle vanoggend wil kom groet en kom sê, genade, vrede en barmhartigheid van God ons hemelse Vader en deur Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons reddende verlosser en die kragtige werking van die Heilige Gees, ons trooster en ons leidsman. Ek wil graag hê dat ons vanoggend se erediens sal begin, waar ons 2 liedere gaan sing. Eintlik is die eerste een ons toetrede lied, lied 164, vers 1 en vers 2. Ons is almal hier te staan, vergader in sy naam, verheerlik hom. Tot die dood was hy getrou, en daardeur is ons nou sy eiendom. Kom ons leef soos wat hy vra en leer om te verdra en liefde na te streef. Loof hom, Christus is die Heer. En dan wil ek ook hê dat ons sal bly staan en dan sing ons lied 220, vers 1 en vers 3, met ons harte sing ons Here van U liefde meer en meer. Aan die kruis het U ons sonde als gedra, met geen verweer. Juig oor ons verlosser, van ons las is ons bevry. Ons sal aan U redder, Here, net uit dank
ons lewe lei. Kom ons staan en ons loof ons die Here met hierdie twee liedere. Liewe gemeente, ek weet nie wie van julle die vanoggend hier sit, ken die lied van die gospelsanger Michael W. Smith. En as ek eerlik moet sê, is hierdie verseker een van my heel gunsteling liedere. En hy sing in hierdie lied voor duisende, selfs dalk miljoene mense. En die lied se naam is Deep in Love with You. En in hierdie lied sing hy en dan sê hy so baie keer, om by Jesus se voete te sit, is waar hy wil wees. Hy sing en dan sê hy ook, ek is diep lief vir Jesus, of diep lief vir die Here, Abba Vader, diep lief vir U God, of Here, my hart klop vir U, kosbare Jesus, diep lief, of verlief, op U Here. Nederig en verwonder, dat U my naam sal roep, en ek hoef nooit weer na U te soek. Daar is 'n diep begeerte wat brand soos 'n vuur om vir U te kan ken as my naaste vriend. En U is die minnaar van my siel. My liefde vir U is vandag sterker as wat dit gister was. En hierdie sluit dan ook aan by vanoggend se skriflesing, by ons tema en by ons boodskap van as jy jou hart vanoggend moet deursoek, kan ek en jy vanoggend werklik dieselfde sê.
Soos wat Michael W. Smith vir duisende mense gesing het en nie skaam gevoel het of gekry het, om vir so baie mense te vertel, deur te sing dat hy lief is vir God, dat hy verlief is op die Here Jesus Christus. En daarom wil ek jou vanoggend vra, en hierdie is ons wetsgedeelte, het jy regtig nog steeds vandag vir die Here lief, met jou hele hart, siel en verstand, en met al jou krag? En klop jou hart nog steeds vandag vir Jesus Christus, die so kosbaar vir elkeen van ons behoort te wees? Hoe lyk die kosbaarheid van Jesus vandag in jou lewe? Is jy bereid om hierdie woorde vir ander mense te gaan vertel? Is jy bereid, as jy dalk 'n sanger sou gewees het, wat ek nie is nie, voor duisende mense te gaan sing? Want dit is 'n getuienis van iemand die regtig die Here liefhet. En soos ek gesê het in vandag se skriflesing, sal ons sien wat dit behels om werklik lief te wees vir God. Om hom werklik lief te hê met ons hele hart, siel en verstand. En daarom wil ek ook nou 'n oomblik kans gee vir stil gebed, sodat jy kan nadink oor hierdie woorde wat ek sopas genoem het van hierdie lied. En dalk as jy vanmiddag of oggend by die kerk waar uitstap, kan jy dit gaan Google, Michael W. Smith, Deep in Love with You. En dan luister jy die lied, en dan luister jy veral ook na die woorde van die lied. Kom ons sit net so, en dan word ons vir 'n oomblik stil. Amen. Gemeente, ek gaan vra dat ons sal staan, en dan wil ek graag hê dat ons lied, ek dink dis lied 489 vers 3 sal sing as genadeverkondigingslied. Waak Christen, staan in die geloof, beoefen die Godvrugtigheid en wees jou medemens altyd tot voorbeeld in jou lewenswandel. Jy moet verliefde teenoor God in opdrag van die groot verbod uit liefde tot die naaste handel. O God, staan met die Gees ons by, sodat die liefde vir altyd in ons bly. Gemeente, ons skriflesing vir vanoggend se erediens is Johannes 12, vers 1 tot en met vers 8. Johannes 12, vers 1 tot en met vers 8, en vir die van julle die daar Bybel saamgebring het kerk vanoggend, as jy dit in jou eie Bybel wil naslaan, is dit in my Bybel op bladsy 1, 2, 3. Johannes 12, vers 1 tot en met vers 8, en ek leer dit gaan op die bord ook hier verskyn. Maar voordat ek hierdie gedeelte vir ons wil lees,
wil ek graag hê dat ons ons oë sal toemaak en dan wil ek vir ons voorgaan in gebed. Ons almagtige en hemelse Vader, Here, ons wil vanoggend vir U kom dankie sê vir nog 'n dag wat U in ons lewens toegevoeg het, Here. Here, dankie dat ons die kinders van U is, nog so voorreg en geleentheid kan hê vanoggend om in U huis saam te kan vergader as medegelowiges en om ook na woorde van U te kan luister, Here. Om so ook krag, inspirasie en moed en soveel ander dinge wat ons mense op aarde nodig het vir elke week wat voorlê. Weke wat vol onsekerheid is, weke wat dalk vol hartseer is, vol vreugde en vrede is, Here. En ek weet dat hier vanoggend so baie mense vanoggend voor my sit, die met gemengde emosies vanoggend by hierdie kerkgebou sit, Here. Party is dalk vriendelik, party is dalk bedroef, party treur, party het baie gesukkel om vanoggend op te staan en vanoggend hier te kan wees, Here. Maar een ding weet ek en ek glo dit met my hele hart, en dit is dat U, die God wie die hemel en die aarde geskaap het, ontmoeting met elkeen van ons vanoggend gaan en sal hê. Here, daarom wil ons ook in alle nederigheid en afhanklikheid bid en vra dat U ook nou die woord van ons sal kom oopbreek, dat U dit vir ons verstaanbaar sal maak soos klein kindertjies, sodat ons ook die boodskap wat ons vanoggend hier sal ontvang, sal gaan uitdra, nie net in ons dorpie, maar ook in ons gemeenskap, veral ook in ons land Suid-Afrika, waar U ongelooflik nodig het, Here, en ook in die wêreld waarin ons woon, Here. En Here, ek dink sommer aan die woorde van die 258 vers 1 en vers 3, vreugdevolle tyding, bron van hartsverblyding, evangelie woord van lig en lewe, rig ons aardse strewe as bevrydingswoord. Deur sy Gees laat God dit wees, woorde van sy openbaring, van sy heilsverklaring. Op U grondslag bou ons, op U heil vertrou ons, mens geworde woord, alles hier verander, maar U sal nooit verander, want U hou U woord. Woord by God en self ook God, U is waarheid, lig en lewe, ewig en vir ewig. Here, spreek ook nou met ons, want ons wat U kinders is, wil graag kom hoor wat U vanoggend vir elkeen van ons wil kom sê. Amen. Gemeente, voordat ek hierdie teksgedeelte vir ons lees, wil ek net vandag kortliks 'n agtergrond gee oor wat vooraf gebeur in Johannes 12 vers 1 tot 8 en in Johannes 11 vers 53 tot en met vers 57 sien 'n mens dat Jesus goed geweet het dat die Joodse leiers hom wou gearresteer het en hom wou doodgemaak het. Maar ten spyte daarvan het hy teruggegaan na Betanië toe, wat slegs 2 kilometer weg was van sy vyande af. Jesus het geweet dat hy gaan doodgaan, en ook in hierdie verse en in die vorige verse lees ons dat Jesus ook 'n ander wonderwerk verrig het deur sy vriend Lazarus uit die dood te laat opwek. En dan kom die skrifgeleerdes en die fariseërs, die priesterhoofde bymekaar, en hulle kan nie verstaan dat Jesus Christus dit kan doen. En dit is asof hierdie spanning en hierdie haat teenoor Jesus en hierdie vyandagskap wat ons ook in vanoggend se teksgedeelte sal raak sien, net al hoe meer en al hoe meer begin raak. Maar ten spyte van dit, soos ek gesê het, gaan Jesus terug na sy vriende Martha, Maria en Lazarus toe, in die klein dorpie Betanië toe, wat slegs 2 kilometer van sy vyande af weg is. En so terloops is dit vandag die 5de Sondag in Lydenstyd. In hierdie tyd vier ons dan ook die lewe van Jesus Christus hier op aarde, van hoe hy as mens hier geleef het, in sy menswees, in sy goddelike wese, en ook alles wat Jesus hier op aarde gedoen het, tot op die ou einde toe, wanneer hy opgestaan het in die dood. Maar ja, kom ek lees van ons Johannes 12
vers 1 tot en met vers 8. Die opskrif by hierdie teksgedeelte is: Jesus word in Betanië met nardesolie gesalf. 6 dae voor die Paasfees het Jesus na Betanië toe gekom, waar Lazarus, wat hy uit die dood opgewek het, gewoon het. Daar het hulle vir Jesus 'n ete gegee, Martha het bedien, en Lazarus was een van die wat saam met hom aan tafel was. Toe het Maria 'n half liter egte, baie duur nardesolie gebring, en dit op Jesus se voete uitgegiet, en sy voete met haar hare afgedroog. Die hele huis is deurtrek met die geur van die reukolie. Judas Iskariot, een van sy disippels, die een wat hom sou verraai, sê toe: "Waarom is hierdie reukolie nie vir 300 silwer muntstukke verkoop en die geld vir die armes gegee nie?" Dit het hy gesê, nie omdat hy hom oor die armes bekommer het nie, maar omdat hy 'n dief was. Hy het die beursie gehaat en het van die bydraers gevat. Toe sê Jesus: "Laat staan maar, sy moes dit hou vir hierdie dag om my te salf vir my begrafnis. Die armes het julle tog altyd by julle, maar vir my het julle nie altyd nie." Net tot sover. Die tema van vanoggend se boodskap is die kosbaarheid van Jesus Christus. Die kosbaarheid van Jesus Christus. Liewe gemeente, ek wonder sommer vir myself, hoeveel van julle mense wie vanoggend in hierdie kerkgebou sit, wie op een of ander stadium of stadiums gewonder het, waarom iemand besig was om iets vir jou dalk in jou lewe te doen. Of wat die rede is of was, hoekom iemand iets vir jou gedoen het. En jy het dalk gewonder, wat hou dit dalk vir hulle in? Is daar dalk bloot 'n agteraf motief hoekom hulle doen wat hulle doen? Of is daar moontlik iets wat dit vir hulle inhou? Of dalk het jy al op een of ander stadium 'n geskenk al iewers van iemand ontvang en jy het so skuldig gevoel, verplig gevoel om iets terug te gee of ten minste om 'n baie dankie brief of nota terug te stuur, en selfs van die beste bedoelende geskenke kan die een wie dit ontvang met 'n onbedoelde skuld of skuldgevoelens van dankbaarheid laat voel. Of het jy gevoel toe jy geen dankiebrief of nota ontvang het nie, of enige erkenning nadat jy 'n geskenk gegee het, of glad nie 'n uitnodiging ontvang het om by iemand se huis te gaan eet, nadat jy hulle op een of ander stadium na jou huis toe genooi het vir middagete of aandete. Ons leef in 'n wêreld en in 'n samelewing van ekonomie, van ruil en van transaksie. Jy krap my rug en ek krap jou rug. Ons leef in 'n wêreld waarin jy moet betaal vir dit wat jy wil hê, en daar is nie so iets soos eintlik die Engelse gesegde sê, nothing is for free. Of as ek 'n voorbeeld kan gebruik, geen verniet middagete nie. Daar word van ons verwag dat wanneer iemand vir ons 'n guns gedoen het, dat ons ook aan hulle terug 'n guns sal betoon. As iemand vir ons sou skuld of geld sou leen, dat ons ook op een of ander stadium die skuld sal terugbetaal, of op 'n sekere manier wederkerig op te doen. En eintlik kortliks beskryf, kan 'n mens maar sê, jy kry waarvoor jy betaal, en ons betaal die op aarde op allerlei verskillende maniere. En dit is in vandag se tyd, kom ons wees maar eerlik en reguit met mekaar, baie moeilik en selfs byna onmoontlik om 'n gratis geskenk vir iemand te gee. Veral ook wanneer dit 'n baie duur geskenk is. Ons kan egter nie altyd alles doen met die doel om daarvoor betaal te word nie, en soms doen ons dit.
Daar is sekere tye wanneer ons iets eenvoudig doen of moet doen, bloot vir die rede om dit te doen. En absoluut niks daarvoor terug te verwag. Dinge soos liefde, vergifnis, waarheid, gasvryheid, geregtigheid, deernis en in sekere gevalle is daar dood eenvoudig net geen rede of motief hoekom ons iets doen. Iets vir iemand anders in hulle lewe doen. En ons sien iets soortgelyks in vanoggend se teksgedeelte. Ons sien dat Maria baie lief was en is vir Jesus. Dat sy vir Jesus salf en dat sy 'n baie diersame geurmiddel op Jesus se kop en op sy voete uitgiet of uitgooi. En daar is nie 'n rede daarvoor. Dit is 'n geskenk, genade op genade. En daar is niks vir haar daarin dat sy doen wat sy doen. Dit is onvoorwaardelik, sonder enige maatstaf of berekening. Sy het geen agteraf motief. En op die oog af wil dit soort van voorkom as dit eintlik 'n baie roekelose en onverantwoordelike daad van Maria is. En hoeveel van julle wat vanoggend hier sit, kan met 'n absolute eerlikheid sê, ek wil onvoorwaardelik as iets gee en ek wil onvoorwaardelik doen in my eie lewe. Maria van Betanië is die middelpunt van vanoggend se teksgedeelte. Sy is die suster van Martha en Lazarus en hierdie verhaal vertel dat sy iets baie diep vir Jesus gedoen het. Dit wil voorkom asof sy weet dat Jesus se dood baie naby is. En ons lees dat sy Jesus se voete met baie duur parfuum gesalf het. En die waarde van hierdie parfuum, sê hulle, was gelykstaande aan 300 denarii, wat die gewone arbeiders se jaarlikse salaris of se loon van daardie tyd was. Kan jy jou indink, het jarelang 'n salaris van 'n dood eenvoudige dagloner of arbeider. Sy het moontlik haar hele lewe lank daarvoor gespaar. En dit was heel moontlik haar kosbaarste besitting wat sy ooit gehad het. Haar grootste skat, en sy het alles uitgestort om vir Jesus Christus daarmee te eer. Om haar liefde vir Jesus uit te druk of uit te toon, het sy alles wat sy gehad het vir Jesus Christus gegee. Maria is beslis 'n ongelooflike voorbeeld vir elkeen van ons wie vanoggend hier sit. Sy was ook menslik, sy het ook sonde en selfsugtigheid beleef, maar tog het goddelike liefde haar gelei om haar kosbaarste besitting, naamlik hierdie dierparfuum te laat gaan. En hierdie fisiese handeling van die parfuum het Maria se alles verteenwoordig. Maria deur hierdie daad haar hart en siel aan Jesus Christus uitgestort, toe sy die parfuum op sy kop en op sy voete uitgegiet het. Sy het letterlik alles wat sy gehad het vir Jesus Christus gegee. Maria het nie geweet of besef dat haar liefde vir Jesus Christus 'n seën of 'n seëning sou wees vir soveel gelowiges reg oor die wêreld, vir soveel eeue en eeue vir wat nog moet kom. En ek wil jou vandag 'n baie harde en direkte reguit vraag vra. En die vraag is, wat is jou mees kosbaarste of koslike besitting? Is dit iets wat jy bereid is om van ontslae te raak ter wille van Jesus Christus? Is dit iets wat jy bereid is om oor Jesus se voete uit te giet of uit te stort? Maria se daad van toewyding en die klein dorpie Betanië stuur vandag nog soveel seëninge reg oor die hele wêreld uit. En ek wonder baie keer vir myself of ek en jy ooit nog steeds vandag werklik die Here liefhet met ons hele hart, siel en verstand
soos Maria gehad het, om alles wat ons het uit te stort as 'n fisiese uitdrukking van ons innerlike toewyding aan hom die Jesus Christus is. Het ons regtig vandag nog steeds vir Jesus Christus lief, om dit wat ons alles het, uit te stort as 'n fisiese uitdrukking van ons innerlike verbintenis tot hom. En of is ek en jy iemand, soos die ander karakter in die verhaal, Judas Iskariot, om ons besittings te beskerm of om stynig te wees en om ander baie vinnig of gou te wil kritiseer, die blyk om dit alles vir Christus prys te gee. Judas in hierdie gedeelte maak 'n beswaar teenoor dit wat Maria gedoen het, deur te sê dat sy die parfuum eintlik gemors het, dat dit verkoop kon gewees het, na die geld wat hulle daarvoor sou gekry het, eintlik kon gebruik het, of gebruik kon geword het om vir die armes mee te help. En 'n mens wonder met ons vir jouself vir 'n oomblik, so wat was Judas se motiewe? Wat was Judas se intensie? En as 'n mens die teksgedeelte gaan lees en kommentare gaan lees, lyk dit tog op die oog af asof Judas eintlik goeie bedoelings gehad het. Maar Judas het nie goeie bedoelings gehad. Hy was agteraf, hy was 'n skelm gewees en hy het selfs geld van die skatkis gesteel. En Judas het ook vir homself waarskynlik gedink dat as hierdie duur parfuum verkoop sou word, dat hy daar ook 'n paar rand vir hom in sy eie sak kon gesteel het. Die doel van al die aardse dinge wat ons in hierdie lewe liefhet, is daar om ons voor te berei om die liefde van God te gee en te ontvang. Ek wil hê dat jy moet baie mooi luister na dit wat ek nou gaan sê. Jesus wil nie soseer my en jou geld hê nie, maar hy wil vir my en vir jou hê. Hy wil nie soseer my en jou geld hê nie, maar hy wil vir my en vir jou hê. Hy wil vir my en vir jou hê, sodat ons die mees waardevolste tyd saam met hom vir ewig sal spandeer. En dalk is dit 'n fisiese besitting, jou huis, 'n stuk eiendom, dit mag dalk iets wees, soos jou reputasie of jou beroep, of dit dalk mag dit iets wees, soos jou familie of jou verhoudings. Al hierdie aardse dinge is bedoel om te leer, of ons te leer, om lief te hê, en veral op 'n goddelike manier lief te hê. Dit is slegs wanneer ons verslaaf raak aan die dinge van hierdie wêreld, dat hulle afgode begin raak, of selfs valse gode, wat heeltemal in die pad staan van dit wat ons letterlik veroorsaak dat ons nie ons alles en ons beste vir God gee of sal gee. Maria het haar gewaardeerde besittings ter wille van Jesus se saak laat vaar, en op dieselfde manier word daar ook van my en van jou verwag om alles waarvoor ons omgee, om vir God se wil te laat vaar. Die probleem egter vir so baie van ons vandag, en selfs vir myself, is dat dit vir ons verskriklik moeilik is om te laat gaan. Ons sukkel geweldig baie om vir God bo alle dinge lief te hê. Ons sukkel om dit alles in onsself aan God volkome te oorgee. En partykeer het ons oomblikke waar ons soos Maria is, maar ons is dikwels meer geneig om soos Judas te wees. In ons verskonings, in ons weiering om alles werklik vir Jesus Christus te wil gee. En ons selfs verraai en selfs verraai ons hom wie Jesus Christus is. En baie keer draai ons ook ons rug op hom wie Jesus Christus is. Ons sien hierdie neiging in onsself en ons sien hierdie neiging by die werk en in mense se lewens in die algemeen, reg oor ons wêreld of reg oor die wêreld, en selfs in ons land, wat ons gesê in die dorp Bethlehem.
Ons is vasgevang om ons besittings lief te hê. Ons is vasgekeer om valse gode uit ons passies en verhoudings te maak. Ons mis die punt wanneer dit kom by die gebruik van daardie dinge om ons na God toe te dryf, omdat ons aan dit wil vashou en dit maak hulle doel in ons ook van op sigself, dat ons nie wil laat gaan nie, en dat ons ook nie vir God kan loof en kan prys, soos wat kinders van God behoort om te prys. Ons is dikwels meer soos Judas, as wat ons soos Maria is. Daar is soveel mense in kerke wie besluit het om vir God hulle oorskot te gee, en glad nie hulle heel beste. Dit was Sint Augustinus gewees, die vroeë en die bekende kerkvader, waar hy eenmaal gesê het, waar jou plesier is, daar is jou skat. En waar jou skat is, daar is jou hart. En waar jou hart is, daar is jou geluk of jou vreugde. Maria het 'n baie diersame offergawe geskenk gegee. En hierdie mense wie so baie van die Here ontvang het, wil hy dankbaarheid teenoor God vir hom teruggee en hom hulle heel beste gee. En dan word Maria deur Judas gekant, dieselfde man, die slegste week na hierdie gebeurtenis vir Jesus vir 30 silwer muntstukke sal verraai. Judas het tog op 'n punt, of het tog op 'n manier 'n punt weer. Nie dat hy nie oor die armes omgee nie. Die teks maak seker dat ons dit besef. Dit vertel vir ons dat Judas van die skatkis gesteel of geplunder het, en miskien sou hy ook van hierdie geld vir die kosbare nardesolie in sy sak ingesteek het, in plaas daarvan om dit vir die armes te wou gee. Ons weet dat hy vir Jesus met 30 silwer muntstukke verraai. Sien jy vanoggend die verskillenheid tussen Maria en Judas? Maria wie oorvloedig gee, wie oorweldigend gee, teenoor Judas die synaas. En ek wonder hoeveel van ons, en hoeveel mense in die kerk, en hoeveel kerke in vandag se tyd is nog steeds werklik vrygewig. Gee hulle heel beste vir die Here Jesus Christus. En hoeveel hou jy terug, omdat jy syne is, omdat jy 'n vraag is, omdat jy alles vir jouself wil hê. En dit is wat die samelewing en die wêreld vir my wil sê. Ons moenie vir ander gee nie. Ons moet alles vir onsself hou. Want ons sukkel klaar genoeg in die ekonomie en in ons land in Suid-Afrika. Daar is nie geld of daar is nie gratis geskenke vir ander mense. Dis elkeen vir homself. En ek en jy gee vir God ons beste wanneer ons onsself vir hom gee, ons tyd, ons besittings, tekens van God se groot liefde vir my en vir jou. Maria se daad van toewyding was nie net 'n toevallige gebaar nie. Dit was 'n diepgaande vertoning van toewyding gewees. En hierdie daad van toewyding was nie net oor die parfuum nie. Dit het gegaan oor die hart agter die doen of die aksie. Sy was glad nie besorgd gewees oor die koste of oor wat ander oor haar mag of sal dink. Sy het op Jesus gefokus. Haar toewyding was nie verdeel nie. Daar was niks gewees wat haar aandag afgetrek het van Jesus Christus. Haar intensies was suiwer en opreg gewees. Sy het nie 'n lak gebruik om Jesus se voete af te vee nie, maar sy het haar hare gebruik. En in daardie tyd was dit 'n gewoonte gewees en 'n baie groot skande gewees as 'n vrou haar hare
en die publiek se losgemaak het. Maar Maria het nie omgegee oor haar waardigheid nie. Sy het nie omgegee oor om haar reputasie te bewaar nie. Sy het haarself vir Jesus verneder. Sy het haarself so verlaag om die posisie van 'n slaaf in te neem en ook so die nardesolie oor sy voete uit te gee. Maria se toewyding aan Jesus was ook nie net 'n private aangeleentheid gewees nie. Dit was 'n publieke demonstrasie. Sy het nie haar liefde vir Jesus weggesteek nie. Sy het nie haar toewyding aan hom as 'n geheim gehou nie. Sy het dit openlik geopenbaar. Sy het dit op so 'n manier gedoen dat almal dit kon gesien het. Sy was glad nie skaam gewees om haar liefde vir Jesus te wys. Die aansluiting by die lied of by ons wetsgedeelte van vanoggend. Hoekom is ek en jy vandag so skaam en besorg oor die opinies van ander mense en die kritiek wat ander mense vir my en vir jou wil gee wanneer ek en jy die Here wil eer en wil loof en wil prys? Ek verstaan dit nie. Ek begryp dit, dat mense wie se lewens aan die verbygaan is, se opinies en kritiek en kommentaar rondom my en jou manier van aanbidding en hoe ek en jy die Here liefhet en die manier hoe ons liefde aan hom bewys en toon, dat ons so besorgd is oor dit wat hulle van ons te sê het. Maria is 'n ongelooflike voorbeeld vir my en vir jou. Vandag, môre en vir ewig. Maria was nie bang gewees om haar toewyding aan Jesus te toon. Maria se toewyding aan Jesus was nie 'n kortstondige impuls nie. Dit was 'n herhaaldelike patroon. Dit was 'n lewenswyse. Sy het nie net haar liefde vir Jesus op spesiale geleenthede gewys nie. Sy het dit 'n alledaagse gewoonte of gebruik in haar lewe getoon of gedoen. Sy het dit in haar aksies, haar dade gewys, in haar woorde, in haar gesindheid en die manier hoe sy opgetree het, veral teenoor die Here Jesus Christus. Haar toewyding aan Jesus was ook nie 'n las gewees nie. Dit was 'n vreugde. Sy het nie haar liefde vir Jesus as 'n verpligting gesien nie. Sy het dit as 'n voorreg gesien, as 'n groot eer. Sy het vreugde daarin gevind om vir Jesus te dien en sy het vreugde daarin gevind om hom so lief te hê. Sy het vreugde daarin gevind om dit wat sy gehad het, alles vir hom te gee. Ek sluit af. Mag ek en jy vandag in Maria 'n rolmodel van toewyding sien wat ek en jy elke dag in ons lewens behoort na te volg. Ons sien 'n liefde vir Jesus wat baie diep is, wat so diep is, wat nederig is en wat doelbewus is, wat publiek is, wat spontaan, opofferend, weelderig en persoonlik en onbekommerbaar is oor wat ander mense te sê het oor dit wat ons doen. Wat doelbewus is, wat publiek is, maar op die meeste so vreugdevol is. Ons sien 'n liefde wat nie op gevoelens gebaseer is nie, maar op 'n vaste besluit. 'n Besluit om vir Jesus Christus heel eerste te plaas, om hom bo alle ander dinge te plaas. 'n Besluit om hom lief te hê met ons hele hart, siel, verstand en met al my en jou krag. Wat Maria met of vir Jesus gedoen het, was 'n seën vir Jesus en 'n seën vir haar lewe. Sy was ook 'n seën vir die huis gewees, deur dit met geur te vul, en tot vandag toe nog is Maria steeds 'n groot seëning vir die kerk reg oor die hele wêreld. Ek wil hê dat jy vanoggend tot vandag jou eie hart en jou eie lewe sal ondersoek.
Bring jy werklik nog steeds vandag vreugde vir aan die Here se hart, deur middel van aanbidding, jou werk en jou getuienis, en of moet jy eintlik vanoggend jou kop in skaamte sak, deur te erken en te bely, dat ek eintlik maar te sien is. Ek is nie bereid my alles vir Jesus Christus te gee. Om nie my liefde vir Jesus Christus vir mense daar buite gaan toon. Want mense se opinies maak vir my meer saak as wat God se opinie vir my saak maak. Liewe gemeente, ek en jy het nodig om dit vandag te onthou. Mense se opinies behoort my en jou nie te steur. Maar die opinie wat God oor my en jou het, is die een wat vir ewig en ewig saak maak. Amen. Kom ons maak dit ons oop toe. Ons Hemelse Vader, Here, ons wil vanoggend vir U dankie sê vir die boodskap. Here, dankie vir die voorbeeld wat Maria vir elkeen van ons, veral in hierdie hedendaagse uitdagende tye waarin ons tans leef, ook moet stel. Here, eintlik is dit vir ons 'n tipe van 'n, soos die Engelse sê, 'n wake-up call om te besef waaroor alles in op aarde gaan. Om U te eer, om U te loof, om U te prys, en om nie skaam te wees om vir ander mense te wys dat Jesus Christus, dat ons vir U ongelooflik en onvoorwaardelik liefhet nie, omdat U ons heel eerste onvoorwaardelik liefgehad het. Maar Here, ons is skuldig daaraan dat ons nie lief is vir U, soos wat ons baie keer ook bely en vir ander mense sê nie. Here, en ongelukkig moet ons ook verder bely deur te sê dat ons baie keer vir U net lief het en nodig het wanneer ons in nood is. Wanneer ons iemand nodig het om ons uit die moeilikheid waarin ons onsself bevind, hopelik te kan uitkry, Here. En wanneer dit met ons goed gaan hier op aarde, dan vergeet ons van U. Here, mag Maria ook vandag en elke dag vir ons hierdie goddelike voorbeeld kom stel, dat niks maar niks ooit verlore sal wees, of gemors of vermors sal wees, wanneer dit tot een verheerliking van U naam en van U koninkryk gedien word. Waar daar geskryf staan in kommentare, dat hierdie diersame parfuum wat sy op U voete uitgestort het, dat dit eintlik in die trein afgespoel was. Here, wees met ons, dat die liefde wat ons vir U het, ook meer en meer sigbaar sal word, in ons eie lewens, in ons gedrag, in ons optrede, in ons woorde, in ons dade, teenoor kinders van U, Here, en selfs teenoor kinders die vir U nie ken nie. Want Here, ons het regtig nodig om van vandag af en vir ewig ons lewens die waarde van Jesus Christus aan ander mense te gaan verkondig. Here, dankie dat U ons onvoorwaardelik liefhet en dat U ook nie die dag synig was toe U op hierdie aarde U seun gestuur het om vir elkeen van ons te gesterf het en laat gelei het en ook so doodgemaak is en opgestaan het terwille van elkeen van ons. Here, wees met ons vandag en môre in die week wat voorlê, en Here, ons bid ook nie hierdie dinge vanoggend omdat ons dink dat ons iets verdien, Here, maar ons bid vanoggend slegs al die dinge uit U liefde en uit U genade. Amen. Gemeente, ek gaan vra dat ons sal staan vir die slotlied en dan vir die uitspreek van die seën. Ons gaan lied 530 sing en as kies weens tyd dat ek by Witteberge gemeente moet preek, gaan ons net vers 1 en vers 2 sing
praat ek mense engele tale, maar dis nie uit liefde nie, is my woorde hol simbole, klanke sonder melodie. Al kan ek geheimenisse uitlê, berge deur geloof versit, of al het ek al die kennis, sonder liefde is ek niks. Mag ek en jy uitspattig wees in die tyd wat ons aan Jesus Christus bied, om te weet dat in ons aanbidding, ons toewyding aan hom, dit nie saak maak wat ek en jy spandeer, of wat dit vir my en vir jou sal kos nie. Want niks wat ons ooit vir God doen, kan ooit verkwistend wees nie. Mag sy genade, sy vrede en ook sy liefde met elkeen van julle wees. Amen.